Baie welkom, elke een van julle wat vanaand hier is. Soos bly julle is almal hier so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh, daar is omtrent 4 of 5 meer as 21. Maak sommer grappies. Weet julle, soos ek elke aand sê, dis 'n wonderlike voorreg dat jy gesond genoeg is om hier te wees. En dat jy genoeg tyd het om hier uit te kom. Want soveel mense werk nog. En soveel mense wat hier kerk gaan, bly nie naby nie. En daar is nie tyd om na werk nog partytjie hier te wees nie. So ons verstaan dit baie goed. Maar julle is baie welkom by hierdie laaste van ons 4 Pinksterdienste. En mag die Here vir ons soos elke ander aand ontmoet. Hy is reeds hier, hy het ons getrek hierheen en ek glo hy het ook 'n woord vir elkeen van ons. Miskien moet ek net daarom sê, dit lyk my vrou het dit reg gekry om my aan te steek. So, ek weet nou, hoe gaan my hoes klink oor hierdie ding nie. Kom ons toets 'n bietjie. Hoe gaan dit klink? Gelukkig lyk vir Janus sit hom elke keer af. Janus, as ek so maak, want jy weet, as ek so maak, moet jy weet ek gaan hoes. Dan sit jy hom af. Eers maak ons grappies. My vrou is soveel beter, daar sit sy. Sy het altyd weggekruip deur in die hoek, maar hier sit sy sommer al binne in die gemeente. So, maar ek het dan net gehoor, is nog iemand wat hoes. Ja, dis maar die tyd. En ons sê baie welkom vir Janu wat terug is. Janu was baie siek geweest. Ons was bekommerd. Welkom terug, Janu. Ons het jou gemis. Goed, dis al die welkomswoorde. Kom ons begin dan nou ons diens en ons word stil. Kom ons buig voor God en erken hom vir hoe groot hy regtig is. Kom ons kniel nederig voor die Heer wat ons ook gemaak het, want hy is ons God en ons is sy mense. Hy beskerm ons soos 'n herder sy skape versorg en beskerm. Kom luister dan vanaand ook na hom. Ek groet julle weer vanaand. Mag daar vir julle baie genade en baie vrede wees van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Goed, kom ons kyk wat 'n lekker loflied gaan ons sing. Een van my gunstelinge, die oorwinningslied. Kom ons staan, dan sing ons dit met oorgawe.
Dankie Herman dat jy dit so lekker opgewek vir ons gesing het. Ons het half gesukkel om ons lywe stil te hou, maar mense hoef natuurlik ook nie, want daar by die rugby is my lyf los, dan skree ek. Ek sal nie sê vir wie skree ek nie. En ja, as jy die Here wil loof, is jy welkom om met jou lyf ook saam te speel, saam te sing. Goed, ons is nou by die woordverkondiging. En voor ek die Bybel lees, soos elke ander aand, ons word stil voor die Here, ons vra die Heilige Gees om self die woord oop te maak, te verkondig en in ons harte in te dra. O Gees van God, wat 'n voorreg om gesond te wees en vanaand weer hier te wees. Wat 'n voorreg om saam met ander kinders van U te wees en nie net gemeenskap met U te hê nie, maar ook gemeenskap met mekaar. My gebed is vanaand dat U vir ons weer eens die woord sal oopbreek en dat ons sal verstaan dat die woord wat U oopbreek is eintlik vir ons bedoel, nie vir iemand anders nie. En dat ons dit vir onsself sal toeëien en dat dit ons sal vertroos, ons wat vir U ken, om te weet ons hoef nie bang te wees vir die eindoordeel nie, want ons kom nie daarin omdat ons Jesus aanvaar het en omdat U klaar die oordeel vernietig het. Kom ons spreek dan tot elkeen van ons. Ons luister, ons wag in afwagting op U woord. Amen. Ja, dit is vanaand dan die derde van hierdie 3, ek noem dit amper 'n trilogie in dieselfde vers Johannes 16:8. Die Heilige Gees oortuig van sonde, van vryspraak en vanaand is dit dan oortuig van oordeel. Ek lees uit Openbaring. Ons is nie altyd baie lief vir Openbaring nie, want dit is vreeslik baie beeldspraak. Ons verstaan nie al die beelde wat daar is nie. Maar goed, daar's genoeg vir ons om wel te verstaan. Openbaring 20 van vers 11. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en die een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor hom pad gegee en daar was nie weer plek vir hulle nie. Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan en die boeke is oopgemaak. Daar is ook 'n ander boek oopgemaak, dis die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan, oor alles wat hulle gedoen het. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dooies teruggegee wat in hulle was, en oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Toe is die dood en die doodryk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Goed, hierdie laaste versie, kom ons neem hom maar as ons teks, nê? As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Maar ek wil ook uit ons Johannes 16 ook lees wat daar staan. Daar staan in die ou vertaling, as die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Die nuwe vertaling probeer dit bietjie duideliker stel en sê, wanneer die Heilige Gees kom, sal hy bewys dat die oordeel al gekom het. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld, die Satan, is klaar veroordeel. Nou maar goed, hier kom ons nou by die laaste van hierdie trilogie. Nou niemand wil graag hê die dominee moet preek oor die dood nie en oor die eindoordeel nie. Ek meen, dit slaat nie lekker nie en ons wil niks hoor van die hel nie en van die vuurpoel en van die verderf, ewige vuur. Asseblief dominee, preek asseblief vir ons oor liefde en genade. Ons wil nie graag 'n preek hieroor hoor nie. Nou wat moet ek nou maak as dit in die Bybel staan? As dit daar staan, die Heilige Gees sal ons oortuig daarvan. Maar kom ek stel jou gerus vanaand. Moenie bang wees vir dit wat ons vandag gaan leer uit die woord nie. As jy Jesus ken, as jy hom as jou verlosser aanvaar het, dan sal vandag se preek eintlik teen die einde vir jou 'n hoogtepunt wees.
as ons kom by die feit dat die oordeel kan ons by verbygaan. So, ontspan. Nou, party mense, omdat hulle nie hou van die onderwerp nie, hulle probeer die bestaan van die hel ontken. Hulle sê, ag man, dis versinsel, dis om 'n bangmaak stories om die kinders bang te maak. Nou, weet jy wat, ons hoef nie bang te wees om hieroor te praat nie, want die hel en die oordeel hou vir die kind van die Here geen vrees in nie. Verder, ons moet natuurlik erken dat daar so iets soos 'n eindoordeel sal wees, dat daar so iets is soos die hel, en daarom moet ons net baie keertjies, soos vanaand, wel daaroor preek. Jesus sê in ons Johannes teks dat die Heilige Gees is eintlik gestuur om vir my en jou ook te oortuig van die oordeel, en daarom dat ons vanaand tog daaroor praat. Goed, ek dink ons moet miskien vir mekaar sê, die eindoordeel, om te oortuig te word van die eindoordeel, is eintlik vir my en jou genade, sodat niemand enig kan sê, maar luister, die dominee het nooit gepreek oor die eindoordeel nie. Nee, dis vir ons genade, en kom ons beskou vanaand se boodskap is ook genade, dat ons ook in hierdie Pinkster wel weer 'n slag net kyk na die oordeel. Nou, vanaand se driedeling, julle ken mos my 3 punte, vanaand se driedeling klink so: die Heilige Gees oortuig eerstens van die gewisheid van die oordeel, dat daar so iets is. Tweedens, die Heilige Gees oortuig van die finaliteit van die oordeel. Daar's nie 'n tweede kans nie. En derdens, die wonderlike hoogtepunt van ons boodskap, die Heilige Gees oortuig van die systap, van die ontwyking van die oordeel vir elke kind van die Here. Goed, eerstens die Heilige Gees oortuig van die gewisheid van die oordeel, naamlik dat daar definitief so iets is. Nou, dit is natuurlik gewis so, want die Bybel praat daarvan, die Bybel sê so. Kom ons begin sommer by een van die bekendste tekste, Romeine 6:23. In hierdie teks word die 2 ewige bestemmings beide genoem. Die teks sê, die loon wat die sonde gee, is die dood, as jy wil, die ewige dood. Maar die genadegawe aan die ander kant wat God gee, is die ewige lewe. Goed, die oordeel wat lei tot die ewige dood en die hel is nie 'n dreigement van dominees of bangmaak ding van pappas vir hulle kinders nie. Nee, dis 'n feit, as jy wil, 'n feit soos 'n koei. Nou, wie nie die genadegawe van God, naamlik die ewige lewe in ontvangs geneem het nie, vir hom bly hy steeds onder die toorn van God, en vir hom is die loon die ewige dood. Daar's ook 'n ander rede waarom ons moet gesels oor die oordeel, en dit is naamlik dat God se natuur, God se karakter, God se aard vereis dat ook hieroor gepraat moet word. God is heilig, en daarom duld hy nie aan mekaar volhardende sonde nie. Nou, ons het al een aand, het ek vir julle gesê, dat sonde is in wese eintlik 'n verwerping van God, 'n verwerping van opstand teen God. Nou, hiervoor het God se natuur geen ruimte nie. Nee, wie God bly verwerp en in sonde bly lewe, sal hom verseker teen die oordeel van God te pletterloop. Goed, daarom het God die sonde en die bewerker daarvan, ons weet nou, dis nou die duiwel, né? Daarom het God die sonde saam met die bewerker daarvan alreeds veroordeel. Luister wat sê Jesus in ons teks. Hy sê, die owerste van hierdie wêreld, die Satan, is klaar veroordeel. En in Openbaring 20 vers 10 word presies gesê, wat 'n soort oordeel is dit wat nou oor die duiwel oor sy kop hang. Daar staan die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi. En saam met hom, saam met die bewerker van al die sonde, saam met hom met al die sondaars wat nie Jesus as verlosser aanvaar het nie, wat volhard in sonde, is ook in die poel van vuur gegooi. Ons lees in vers 15, as daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe is nie, dan is hy ook in die vuurpoel gegooi. Nou, as die teks dan praat
van diegene wie se name nie in die boek van die lewe is nie, dan bedoel hy eintlik maar net daarmee, alle sondaars wat volhardend bly sonde doen het en Jesus nooit aanvaar het nie. Hulle is ook veroordeel. Nou, as die Bybel dan al die goed sê, dan kan ons mos nou nie vanaand nog twyfel en wonder of daar regtig 'n eindoordeel is nie. Ja, weet jy, ek lees dat ons reeds in die Ou Testament al praat van 'n oordeel. Daniël profeteer daaroor. Hy as die eerste hoes. Dit is my fietsrybottel hierdie wat ek vol water gemaak het vir as dit nodig is met ek dan 'n bietjie smering kry, né? En as niks help nie, het ek nog 'n suig lekker in my sak ook goed. Goed, kom ek kry hulle weer by mekaar. Goed, Daniël het al reeds gesê, baie van die wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan. Party tot die ewige lewe en party tot die ewige skande en veragting. Jesus self waarsku ook, voor hy nog hemel toe is, waarsku ook dat daar definitief 'n oordeel sal wees. Hy praat van die skape en die bokke wat geskei word. Onthou julle dit? Ek lees, hy sê, gaan weg vir sommige, gaan weg van my af, julle vervloektes, gaan na die ewige vuur, wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. En Paulus, wat so baie briewe geskryf het, ja, hy praat ook daarvan, in Romeine 2 vers 5, hy praat van God wat sy regverdige oordeel sal uitspreek. Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade. Aan die Korintiërs skryf hy, ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Ag, en daar's nog baie ander tekste. Ek gaan nie nog noem nie, dis nare tekste nie. Daar's nog baie ander tekste, maar ons kan nie vanaand sê ons is onseker of ons twyfel oor die bestaan van die oordeel, ja ook van die hel nie. So wil die Heilige Gees dan vanaand vir my en jou opnuut sê, dit is so. Maar daar's wonderlike goeie nuus. Nou soos ander aande gaan ons na elke hoofdeel van die preek 'n lied sing, net so terwyl jy sit, wat ook ietsie vir ons daarvan sê. Kom ons kyk, ek dink die lied wat ek gegee het, is 585, se eerste versie. Daar staan, O Jesus, laat ons nooit vergeet, dat U wat alles van ons weet, sal oordeel oor ons hele lewe. Kom ons sing net die eerste versie, lied 585, terwyl ons sit. Goed, ons kom by die tweede punt. Die Heilige Gees oortuig van die finaliteit van die oordeel, dat daar geen tweede kans is nie. Ek wonder of jy nie ook al soms gehoor het, daar is mense, kom ons noem hulle maar valse leraars, as ek dit so kan sê, valse leraars of sekere godsdienste wat sê nee, maar omdat God liefde is, wow, hy is 'n God van liefde. Hy kan nie toelaat dat mense ewig sterf nie, in daai vuurpoel gegooi word nie. Hulle sê nee, God kan nie dit verdra nie, want hy het al die mense gemaak. Hy kan nie verdra dat God sy eie menseskepping in die poel van vuur gooi nie. Ander mense sê weer, weet jy wat, as iemand nou wel dood is, en hy's ongelowig, en hy's waarskynlik ergens in die verderf of in die hel, dan sal party mense wat sê, maar wie wat, as ons bid, as ons ernstig bid, vir daai persoon,
dan kan hy persoon nog gered word, dan kan hy in die hemel kom. So is daar baie valse goede, omdat mense sukkel om die feit van die oordeel te aanvaar. Nou, Jesus sê self, dat die oordeel finaal is. Na die oordeelsdag, so vertel hy, sal 'n mense kom wat as dit ware klop aan die deur, né? Wat klop, maak vir ons oop. En Jesus antwoord, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Niemand van julle het gedoen wat reg is nie. Maak dat julle van my wegkom. Jesus sê self, daar is nie 'n tweede kans nie. En miskien onthou julle nog daai ander gelykenis wat Jesus vertel het van die ryk man en Lazarus. Onthou julle dit? Wie van julle wil hom vir my vertel? My vrou het gesê, ek moet nou en dan die gemeente 'n bietjie interaktief kry. Kan julle hom onthou? Steek net jou hand op as jy hom onthou, en dan sal ek hom vertel. Daar's 'n paar. Selfs my vrou onthou het nie, sy steek nie hand op nie. Sy is net hoflik. Daai verhaal van die ryk man en Lazarus. Lazarus was 'n bedelaar. Hy het daar gesit by die poorte van die ryk man. Albei van hulle het gesterf. En wat gebeur met Lazarus? Hy word gedra na die boesem van Vader Abraham. Dit is nou net 'n beeld, né? Dis 'n storie, dis 'n gelykenis. En die ryk man, wat baie akelig was met hierdie Lazarus, hy gaan ook dood, maar hy gaan hel toe. En wat slaat hy vir hom lekker daar nie? En hy sê toe, maar is dit nie moontlik dat hier's 'n kloof tussen ons en daar waar Lazarus is, kan hy ou nie oorkom nie? Is hier 'n brug ergens dat hy ou kan oorgaan? Nee, wie aan daai kant is, kan nie oorgaan aan die ander kant toe nie. Dis sê, wel, is dan baie sleg. Maar as dit nou regtig nie kan nie, kan daar nie iemand gestuur word aarde toe en net vir my broers waarsku, want hulle het dieselfde slegte lewe gehad as ek. Net vir hulle waarsku, daar's regtige hel. Hulle moet tot bekering kom. En dan kom die antwoord, nee, al stuur ons iemand van die kant af, na die aarde toe. Hulle het al die profete. Hulle sal in elk geval nie glo nie. Die enigste manier om oor daai poort te kom, daar is nie 'n brug nie, maar daar is eintlik. Daai brug se naam is die kruis. Terwyl ons nog leef, kan ons met die kruis van tans, as ons dalk nog ongelowig is, tot bekering kom en die kruiswerk aanvaar, en ons oor die kruis van Jesus oorgaan, en kan ons dan die ewige lewe antwoord. Maar na die dood is daar nie meer 'n kruis of 'n brug om oor te gaan nie. Daarom pleit, omdat daar nie nog 'n kans is nie, daarom pleit die Heilige Gees dringend deur sy woord, dat as julle die woord hoor, reageer dadelik, moenie uitstel nie, asseblief. Hebreërs 3 vers 7 sê, luister daarom na wat die Heilige Gees sê, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, luister. Dit wil sê, die oomblik as die Heilige Gees vir ons oortuig van sonde, dat ons moet bely, dat ons vergifnis moet vra, dat ons Jesus moet aanvaar, luister dan, reageer. Paulus skryf self ook so, in 2 Korintiërs 6 vers 2, oor hierdie dringendheid dat ons moet reageer. Hy sê, kyk, nou is die regte tyd. Nou is die dag van julle redding. En dan ken jy miskien daai baie bekende teks van Jesaja wat iets soortgelyk sê in Jesaja. Hy sê, kom tog, laat ons die saak uitmaak. So sê die Here. Nou, geliefdes, die oordeel van God oor die volhardende sondaar is dus finaal. Daar is geen tweede kans nie. Jesus sal net sê, ek weet nie waar julle vandaan kom nie, maak dat julle van my wegkom. Kom ons sing nou weer 'n lied. Dis nou 481 sy eerste versie. Ons gaan net nou ook sy tweede versie sing. En hier sing ons, ontwaak, word wakker, né? Ontwaak, jy wat slaap en staan op uit die dood. Laat Christus se lig in jou lewe. Hy wek jou en roep jou, o mens, in jou nood. Asof die vers sê, luister tog nou. Hy oordeel. Ja, hy gaan oordeel. Hy oordeel as regter verhewe. Ontwaak, staan op. Die gevaar is so groot. Wie kies oor verdwaaste? Bo lewe, die dood? Net vers 1, 481.
Goed, dit bring ons nou by die laaste ene. Voor ek dit sê, laat ek dan net ook sê, ons het nie vandag nodig na ons eerste en die tweede deel gehoor het nie. Daar is 'n hel. Daar's nie 'n tweede kans nie. Ons hoef nou nie om daai rede swaarmoedig te wees en as ons net nou huis toe gaan nie. Nee, ten spyte van die gewisheid van die oordeel, ten spyte van die finaliteit dat daar nie nog 'n kans is nie, is daar verseker ook 'n systap, 'n ontwyking van die oordeel. En dit is die laaste punt. Die Heilige Gees oortuig van die ontwyking van die oordeel, naamlik ons kan die oordeel vryspring. Goed, op die oordeelsdag sal alle mense voor die regterstoel en voor die regter verskyn. Ja, nie net die mense wat aanhou sondig het nie, ook ek en jy, ook die gelowiges. Openbaring 20 het gesê, alle mense, klein en groot, gelowiges, ongelowiges, maak nie saak, as jy reeds gesterf het, maak nie saak waar jy gesterf het nie, dalk ergens in die see verdrink het, of dalk as jy in 'n graf, of dalk as jy veras, maak nie saak nie. Almal sal voor die regterstoel van God verskyn. Maar nie almal sal veroordeel word nie. Al sal ons almal op die oordeelsdag voor die regterstoel verskyn, sal ons nie almal in die poel van vuur gewerp word nie. Ons teks sê mos, as daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Nou, miskien moet ons ietsie praat oor hierdie boek, die naam van die boek. Laat ek net eers sê, in Romeine 6 vers 1 staan daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. En daai uitdrukking, die wat in Christus is, beteken die wat Jesus as verlosser aanvaar het, nê. Nou, die Heilige Gees sal jou vanaand oortuig uit die Bybel, hoe ek en jy die eindoordeel kan sy stap. Ons teks in Openbaring 20:15 stel dit op 'n ander manier. Hy sê, my naam moet in die boek van die lewe geskrywe staan. Nou, hoe kom my naam daar? Wanneer word my naam in die boek geskryf en hoe kom hy daar? Wel, is eenvoudig, wanneer ek die lewe aanbod wat Jesus aangebied het, in geloof aanvaar het, hom aanvaar het, my skuld bely het, sy kind geword het, dan word my naam in daardie boek geskryf, van die boek van die lewe. Nou, by die oordeelsdag, en hier is nou nogal 'n belangrike ding, as jy tot nou toe nie mooi verstaan het wat ek sê nie, of mooi geluister het nie, wil ek nie met hierdie een mis wat nou kom nie. By die oordeelsdag, sal dit net oor een ding gaan. Dit sal net gaan oor Jesus. Dit sal net gaan oor wat ek met Jesus se verlossingsaanbod gedoen het. Wel, miskien klink dit nie vir jou heeltemal reg nie, want jy sal vir my sê, maar het ons nie vanaand gelees, elkeen sal geoordeel word volgens wat hy gedoen het nie. Ja, dis waar. Maar dit gaan nie oor wat jy gedoen het in terme van werke nie. Goeie werke gedoen het, slegte dinge gedoen het nie. Dit gaan oor wat jy gedoen het met Jesus se verlossingsaanbod. So eenvoudig is dit. So moenie bang wees, eendag gaan ons daar kom, dan kom daar 'n boek uit en sê, ja, daai dag het jy gejok, daai dag was jy lelik met iemand anders, daai dag het jy iemand beskinder. Is al jou nee, want Jesus het klaar daarvoor betaal. Dit gaan nie gebeur nie. Al wat voor die regterstoel sal plaasvind is, wat het ek gedoen met Jesus? En Jesus gaan ons vir my intree en hy sê, laat hy verbygaan, laat sy verbygaan, want hulle het my verlossingsaanbod aanvaar. So eenvoudig soos dit. Johannes 3:18 sê dit so, in verband met die oordeel. Wie in Jesus glo, word nie veroordeel nie. Goed, kom ons sing 'n tweede versie van daai selfde lied, voor ek afsluit. 5:8:1 vers 2, laat ek net ietsie lees daar. Ekskuus baie dankie Herman, dit is 5:8:5, is jy maar reg. 5:8:5 is die tweede versie, wat teen die einde sê, U wat vir ons die kroon behaal het, ons kom nie in die oordeel meer. Ons leef
uit die vryspraak van ons Heer. Dis 'n lekker lied om te sing. Vers 2 van lied 585. Dankie Herman dat jy my gehelp het. Goed, kom ek sluit af. Moenie bang wees nie. Moenie die hel vrees nie. Ons wat Jesus as verlosser aanvaar het, ons wat glo dat Jesus vir ons sonde betaal het aan die kruis, ons wat op grond van die ewige lewe beerwe, ons hoef nie bang te wees oor die feit dat daar 'n eindoordeel kom nie. Ons kan eintlik uitsien daarna. Ons kan eintlik sê, soos 'n skrifwoord sê, ja, kom Here Jesus, kom gou. Daar's 'n Engelse uitdrukking, ek weet nou nie of dit pas van die kansel af nie, maar daar's 'n Engelse uitdrukking wat sê, bring it on. Bring it on. Ons kan sê, Here, bring hy oordeels reg, ons is reg, want ons gaan net agter die skuil, U gaan ons namens ons optree, en ons gaan nie die ewige verderf in nie. So die Heilige Gees ons vanaand dan net opnuut vir ons gesê, daar is 'n hel, daar is 'n oordeel, daar's nie 'n tweede kans nie, maar ontspan. Verseker gaan ons dit sy stap, want Jesus gaan voor ons staan, en hy gaan sorg dat dit gebeur. Nou mag ek en jy dan vanaand huis toe gaan, onbevrees, rustig in ons harte, mag ons onbevrees wees oor die oordeel, en kalm wees, omdat, en as ons, Jesus se verlossing aanvaar het. Amen. Ons bid saam. Here Jesus, hoe sal ons ooit vir U kan dankie sê, vir wat U vir ons gedoen het, in ons plek, alles in ons plek verneder is, in ons plek gegeesel is, in ons plek swaar gekry het, honger gekry het, op aarde vir 3 jaar soos 'n mens geleef het, blootgestel was aan versoekings, ook van die duiwel, alles in my plek, uiteindelik gegeesel, geslaan, gestraf, en aan die kruis vasgespijker, gehang het totdat hy gedood was, net ter wille van ons. Baie dankie daarvoor, Here Jesus. En dankie dat ons daardie werk wat U gedoen het, kan toeëien, in ons arms kan toevou, en dat ons met U kruis oor die kloof kon gaan, van verlore mense na verloste mense, wat die ewige lewe ontvang. Dankie dat ons nie bang hoef te wees nie, maar bly hoef te wees. As daardie dag kom, is U by ons, tree U vir ons in, en ontvang ons die volheid van die ewige lewe. Dankie daarvoor. Amen. Goed, ons slotlied is lied 481. Ek dink dis waar ek net nou 'n fout gemaak het. Nee, ons het hom gesing, maar ons gaan nou al 3 versies van hom sing. Kom ons kyk weer, 481. Ek struikel so oor die liedere van my. O ja, dis 'n pragtige lied. 481, ontwaak jy wat slaap, en ons gaan al 3 versies sing. 481, ons ten slotte.
Ek wil graag dankie sê vir elkeen van julle wat so pligsgetrou. Meeste van julle was al 4 aande hier. Baie dankie vir julle voorbereiding en vir julle ondersteuning. En mag julle ook voorbereiding doen vir Sondag dat ek nog nie siek is nie. Want ek het daar 'n mooi boodskap wat ek Sondag met julle wil deel. Gaan doen so lank 'n bietjie huiswerk. Sondag se tema is word vervul met die Heilige Gees. Verstaan ons wat dit beteken, geesvervulling? Daar's so baie wanpersepsies daaroor. So ons gaan lekker saam leer Sondag wat dit beteken word vervul met die Heilige Gees. Goed, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe rustig en in vrede, geen vrees vir die oordeel nie, né? Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.